Hierdie video is trots geborg deur Blankie Steaksous. My maats, and welcome back to yet another braai adventure. Nou dames en here, vandag wat het short. Was dit nodig? Iemand het my ook gegooi met dit. Voor jy my gegooi het? Ja, hy het so hier by my gekom na jou toe. Wat? Hardloop hy? Ek het net gekoes. Ek wou nou met die Bobbe Janus hier agter. Ek dink is hoekom hulle. Wel dames en here, vandag is ons in die lieflike waar is ons Jonas? Ons is in die pragtige Pakketberg vandag. Hey, PP, pragtige Pakketberg. Dames en here, wat 'n lieflike dag vandag om te kom skiet. Jonas, ja, tel op ons recycle. Ons gooi nie rommel nie. Ons strooi nie rommel, want die ape het dit gegooi. Ja. Ek het gesien toe ons ingery het, hier was 'n paar ape hier op die pad gewees. Ons kan hierdie nog even skrap. My geld, ons maak money. Wel dames en here, ons het vandag 'n lieflike dag beplan. En kom ek vertel vir julle, hierdie gaan 'n ander tipe braai adventure wees. Vir die eerste keer ooit gaan ons 'n challenge doen, Jonas. Ek love challenges. Weet jy wat die challenge is? Jy weet nog nie wat dit is. Nee, ek hoor nou ja. Nou kom ek deel vir jou en die kykers vir die eerste keer. Dames en here, ons gaan vandag, ons het geen beplanning vir die braai nie. Wat ons gaan doen is, ons elkeen gaan 'n R100 kry en dan moet jy kry 'n vleis en 'n bykos. Met vandag se pryse gaan dit moeilik wees. Wat ja, blikkie sweet corn en 'n vark chop. Maar ek gaan my blikkie ingee. Miskien kry ek ietsie ekstra. Wat ook al, as jy kan verkoop op die dag, gaan kry jy 'n bonus ook. So ja, ons gaan vandag 'n lekker surprise kry. Ek is baie nuuskierig om te kyk wat elkeen van ons gaan kry. So ons budget totaal R400 vir die braai. En dan kyk ons wat ons gaan maak. En vandag braai het by 'n fan. 'n fan en 'n familie. Ja. Ons braai vandag by een van ons familielede hier in Pakketberg. Dit gaan lieflik wees, gaan baie lekker rustig wees. So, sonder enige verdere aanwagting, Jonas, ek dink is tyd dat ons hierdie dorpie nou gaan ingaan. Ons gaan maak ons maag vol. Yo, daar's nou 'n roosterkoek op pad en ons gaan hom nou gaan haal. My man. Daar staan Iron Man nou, vriend. Tony Stark. Yes. Maar Tony lyk of hy geskrik het. Wil ek asof hy wil jag. Dis hoe Tony lyk as hy nog nie sy roosterkoek vir die oggend gekry het nie. Ek soek 'n roosterkoek. Wel dames en here, ons is nou hier so by Afrika. Welcome to Africa. Yes. Dis lekker vir die toeriste, né? Nee, baie nice. Hulle kry die authentic experience, 'n regte olifant hier langs my. Hulle sal dink so, ja. Ek meen, dit lyk vir my so real as dit kan kom. Actual Iron Man. Ek weet nie Iron Man kom van Kaapstad af, maar lyk my Tony Stark kom van Suid-Afrika. Ja, maar dis die Suid-Afrikaanse weergawe van Iron Man. Hy lyk warm vir my maat. Sonder om verder nonsens te praat, Jonas, ons is nou hier by die lieflike winkelsentrum tipe ding hierso. En dames en here, vandag is dit nou weer tyd. Ek kan nie wag, in my mond water, ek is opgewonde. Want net hier agter my kan julle sien wat hier wag. Winkelshoek Padstal, Jonas. En weet jy waarvoor is hulle bekend? Vir hulle roosterkoek. Vir die roosterkoeke, my vriend. So ek het al van tevore lang tyd terug hier gehad en ek onthou dit was nogals 'n lekker enetjie gewees. Dit was 'n goeie een. Hy gaan daar in die bokant wees. In die rankings, my maat. Hy gaan daar in die rankings in sit. So ek dink ons gaan nou gou vinnig haarsel vir ons roosterkoekie aanskaf. So ons gaan nou loop soontoe. Dames en here, as julle jouself in hierdie area bevind, daar's 'n funwil, daar's 'n speelarea, daar's roosterkoeke. As even 'n Swartland Blue Bottle store, so as jy net 'n ietsie drink is reg. Daar's 2 worshondjies ook. Dan mag hom gryp een vir ons man. Hy's vasgeweld in die grond. Dit is 'n goeie ding want ek wil daai worshondjie nou huis toe gevat het. Wel dames en here, sonder enige verdere toewagting, kom ons gaan na die roosterkoek my maat. Kom ons gaan. My maat.
die roosterkoeke is nou klaar en ek is baie opgewonde. Maar waarom nou? Sale my vriend. Nou kom ons kyk gou, like hulle hier binne. Kyk hoe lekker moeke oop. Check eens uit. Dat ek sien. Nee, kom maar. Wel, verpakking is baie nice. Ons het vir ons weer eens die jam en kaas roosterkoeke gekry en dames en here, kom kyk net gou hoe lekker lyk dit. Hæ? Jonas, jy het nou al klaar gesien, hy's 'n sagte roosterkoek. Lekker om gevoel. Hy is goed vir my tande. Yo, my mater. Maar ek wil iets anders wees. Ek hoop dit werk nou. Ek sien. Nee, dit werk. 100%. Cheers aan my vriend. Dit lyk nou vir my soos iemand wat in die contendership ingaan. Kyk net hoe lekker loperig. Ons wat daar. Hy is daar. Jonas. Dames en here, ek gaan dit nou straight up net sê. En hierdie is nou nie gat kruiperig hè. Die is my favorite roosterkoek. Jy is daar liever gat kry. Nee, die is my favorite roosterkoek nog. Is dit? God se ware, dit is so lekker. Die ding is sag. Daar's baie kaas. Partykeer is mense bietjie skaam met die kaas. Hier's baie kaas. En hy is lekker gevul met jam. Hy's lekker om te eet, man. En weet jy wat, vir sy prys, amazing. 50 vol bucks vir 'n roosterkoek soos die. 100% die moeite werd. Wel dames en here, maak beslis 'n besoek want ek is blown away. En weet jy waar eet ons hom? Sê my. By 'n petrolstasie. Dude, ek sê jou, garage pies, al daai goeders, altyd die beste kos. Die beste cheese griller wat ek ooit gehad het was by 'n garage gewees ou. Ja, maar onder die diesel en petrol wat hier is, sê die mense dis die beste date wat jy kry. Ja, dis nou 'n date om garage te bekom. In geval dames en here, laat ons hierdie ouetjies eet. Dit is regtig 'n 10 uit 10 vir my. En ja, laat die res van die span eet, dan sien ons julle nou. My maat. Jonas, ek moet net my belt nou 'n bietjie losval. Dankie my vriend. Ek het dit nodig gehad. Jy lyk nou reg. Heftig. Dames en here, ek moes my belt nou sommer losgemaak het, die belt wat ek nie eens dra vandag nie, want dit was nou surprisingly filling. Hæ? Ja, hy was vulling. Hy was klein. Ewen ek is verbaas. My maat, hy was klein maar hy was getrein geweest. Dit was nou een van die digste en vullingste roosterkoek wat ek in 'n lang tyd gehad het. En ek staan by my stelling. Indien nie my favorite nie, maar hy is daar hoog. Hy is hoog aan die wolke. Hy is daar, ja. Hy's lekker sag, hy's lekker flavorful. Die kaas, het jy gesien hoe sleep daai kaas so saam? Hæ? Jy eet die lekker ene. Ek het die beste een gekry. Maar dames en here, ek beveel dit 100% aan. Kom kry vir jou roosterkoek hierso. Daar's nog so 'n paar los draadjies wat wil kyk. Ek hoor daar is diertjies miskien nie by van wil net hier af. So kom ons gaan kyk gou vinnig wat daar aangaan en dan sien ons julle nou. My maat. Man, sien my. Ja, Jonas, jy het my gesê dit gaan swaar, ek het besef ons gaan die bakkie inry of verdien nie. Ja, maar die diesel is te duur. Wel dames en here, hierdie is nou die nuwe my maatkar. Hy is nou regtig my maat van Eyster in plaas. Jy moet net die daai kant toe draai en uit die kant. Ja, ek het gecheck, hy het nie cruise control nie. Ek gaan nie wiele swem. Ek gaan ons nêrens behalwe reguit hê. Wel dames en here, ons is nou klaar hierso by hierdie lieflike park wat ons nou by was. Baie nice, roosterkoeke, great, hoenders, humongous, die hasies oulik Groot hoender. en die diesel is gelaai. So Jonas, kom ons gaan ry na ons volgende destination. Ja, ons gaan maak lawaai daar. Lekker, my maat.
en here, voor ek nou hierdie pragtstuk, die edelstuk van KwaZulu-Natal groet, wil ek vir julle sê, toe ek hier ingeloop het, was my asem weggeslaan. Wat 'n pragtige kerk in 'n dorpie wat ek nie veel van geweet het nie. Beautiful, hè? Dames en here. En nou weet julle wat se tyd is dit. Karen, jy is pragtig. Jy is 'n juweel. Jy is hot stuff. Dames en here, jy weet al klaar, as Karen langs my staan, is dit alweer sulke tyd. Dis tyd vir Vinnige Feite met Karen. Vinnige Feite met Karen. Karen, vertel vir my 'n bietjie vinnige feite van hierdie pragtige kerk. So die kerk was voltooi gewees in die laat 1800. Okay. En die gemeenskap was gestig in 1836. Wow. So binne die kerk is ou tradisionele houtbankies. So ek neem aan as hulle moet ene vervang of nie, ek kan nie sê vervang nie, maar hulle maak reg. Restoreer dit die hele tyd. Okay. So ons gaan ons net nou binne ingaan, dan kan ons nou gaan kyk en Yes. Ag, dis beautiful, Karen. Dis baie cool. Ek weet ons gaan nog 'n bietjie geskiedenis net nou deel. So dis hierdie laaste wat die kameras van jou sien nie. Dit is al vinnig net 'n introduction vir hierdie pragtige kerk. Ek weet dit is 'n Dutch Reformed Church. Ek het al so baie dasboks gekyk en so elke keer wat hulle by 'n kerk verbyry sê, dis is 'n Dutch Reformed Church. Ek hoor dit altyd. So hierdie is actually 'n Dutch Reformed Church en soos Karen nou net genoem het, ons het 'n rar okasie gekry vandag, verskriklike anglisisme wat ek daar geslat het, maar 'n rare okasie geleentheid om actually in die kerk in te gaan vandag. Ons kan binne gaan kyk. Dis amazing, want gewoonlik staan ons maar buite, ons smous maar gou vinnig 'n paar feite, gooi ons, maar toe ons nou hier stop, toe kom die tannie wat die oralis is vir die kerk en sy sê toe nee, julle is meer as welkom om binne te kom kyk. So Karen, ek dink ons gaan check hoe beautiful lyk die kerk binne. My maats. Ja, Karen. Wat ek nou sal gee om daai klok te lei nie. Jy kry daai inkling om stout te wees, nee. As dit 12 uur is, as ek gou vandag hierdie klok kom. Laat dit nou. Nee, is nog ver. Nog 'n uur, ons gaan maar rondhang vir 'n uur. Wel dames en here, net van die vinnige sig wat ek hier kry. Dis baie mooi na gekyk. Die bosse lyk vir my beautifully getrim. Kyk hoe mooi lyk hierdie area, hè? Dit is ongelooflik mooi. Is heeltemal iets anders. Dit is nou 'n belewenis op sy eie. Nee, die kerk is baie mooi versorg. Sjoe, kry jy eintlik hoendervleis? Nee, dit voel so daar as heiligheid is. Ja. Wat die regte gevoel is. Kom in. Gaan jy eerste? Kameravrou, ek nooi jou eerste in en ek wil na jou kom kyk. Hier is ons ook geskiedenis hier binne. Wonderlik. Kom in. Kom ons gaan kyk wat daar binne aangaan. Die argitektuur in hierdie kerk is ongelooflik. Is iets besonders, né? Kyk die details, kyk die engravings. Ek kry alles. Dit is nou regtig beautiful. Dit is so skoonma nou gesê het, dis nie die grootste kerk nie, maar dit is beautiful. Baie mooi versorg en so beautiful. As jy daar bo kyk, kom gou vinnig kamera vrou. Dan kyk jy gou vinnig, ek dink sy het al vir die kykers gewys, maar kyk hoe massief is daai orgel. Nee, wat? Een van my favorite sangers hou ook van orgel, Johannes. Dames en here, dit was nou regtig 'n belewenis. Soos ek nou vir die tannie ook gesê het, is die kerkorgel, hy maak iets warm in 'n mens se bors, né? Ja nee, Sean is sommer nou weer verlief. Die man het nou weer God gevind in die kerk. Wel dames en here, dit is beautiful en
dit is net een stop in die historiese walk, want die eerste historiese walk is so in Piketberg, en ons gaan so vlugtig 'n bietjie van hulle sien, ons gaan nie almal van hulle sien nie, so die van julle wat groot voorhangers is van geskiedenis, kom maak beslis 'n draai, doen nie volle, vat 'n dag en doen nie volle historiese loopie. Karen, jy gaan nog 'n bietjie feite met ons drop, soos wat ons die plekke sien, maar ja, sover as wat kerke gaan, dit was nou regtig amazing. Dit was amazing, dit is een van die beste sover. 100%, ek het dit so geniet, en om die orgel te gehoor het, alles was net cool, so ons gaan nou aan van hier af, en dan sien ons julle nou, my maats. As julle, ek het julle beloof, en hier is dit nou weer, dis tyd vir Vinnige Feite met Karen. Vinnige Feite met Karen. Karen, hierdie is mos nou 'n pragtstuk van 'n hotel, né? Ja, dit is die commercial hotel. Wel, jy weet wat tyd dit is, gee vir my 'n bietjie feite van die kommersiële hotel. Die hotel het soldate gehuisves tydens die Second Boer War, Anglo-Boeroorlog van 1899 tot 1902. Wow. Baie van die oorspronklike meubels is destyds uit Engeland ingevoer en vir Ossewaan na Piketberg vervoer. Wonderlik. Die hotel is in 1998 gebou en is een van die Piketberg se bekendste historiese geboue. Karen, dit is mos nou interessant om hierdie goeders te hoor. So hierdie plek het 'n baie ryk geskiedenis. Baie ryk Hy geskiedenis. staan al hier van die Boereoorlog af, Ja. hè? Amazing. Wel, ek dink daar is nog, ek dink ons gaan net so 3 stoppies doen vandag. Daar's 15 in totaal, dames en here. So julle wat lief is vir geskiedenis, kom maak 'n draai en vat jou tyd en loop deur. Gryp vir jou 'n lekker Coca-Cola, hoof ice, Yes. en dan loop jy deur en leer jy 'n bietjie geskiedenis. Maar Karen, kom ons gaan na die volgende een toe Okay. en dan sien ons julle daar, my maat. As hy, dames en here, so ons loop nou na die derde historiese plek. Soos ek julle sê, hier's 15 in totaal, maar baie mooi, weet, geskiedenis vind jy in die vreemdste plekke. Kyk net hoe mooi is hierdie kerk wat hier langs my is, hè? Regtig een van my favourite, en dames en here, die hoed van my het al beter daar gesien. Maar ja, ons loop nou hier hierdie dorpie. We're walking through the dorp, soos Willie sal sê. En ja, en dit is net super nice, hè? Weer eens van daai dorpies wat ek gedink het klein, maar hierdie enetjie is klein en getrein. En net nou gaan ons op by die berg gaan apparently. Kyk hoe ver ons kom daarso. En as dit tyd vir die challenge, dames en here, julle kan seker nie wag om te sien wat ons gaan kry nie, want ek weet tog self nie wat ons gaan kry nie. Dis die surprise. Jonas lyk al bekommerd. O nee, hy lyk excited, dames en here. Die man is reg vir die uitdaging. So ja, kom ons loop gou hier deur en dan sien ons julle by die volgende stop. My maat. Dit is alweer tyd vir Vinnige Feite met Karen. Nee, met Lester. Dames en here, so ek gaan vir julle gou vinnig 'n paar vinnige feite gee, want hierdie is die ou Baaieskoop. Nou, eerstens, dit lyk soos 'n ou verlate gebou, en Karen, as ek jy moet sê, ek het jy gehoor wie die prime minister is in hierdie dorp? Nee, Dis Desmond. Want alles in die dorp vandag is toe. So, ja, dames en here, alles is toe vandag, maar die Baaieskoop, ek het 'n baie naby affinity aan, ewen net die woord Baaieskoop, Karen. Okay. Want toe my oupa nog gelewe het, het hy altyd gesê op die naweke ons gaan Baaieskoop toe. En as 'n kind het ek nie verstaan hoekom Wat is Baaieskoopie? Dit's flieks, ons gaan fliek kyk. Ja. So ek het nooit dit verstaan nie, maar geskiedenis oor hierdie Baaieskoop wat hier agter ons staan, hy is in die 1920s daar rond is hy opgestel, hy is aan die gang gesit en hy was 'n baie belangrike deel van hierdie dorp se entertainment. In 'n latere stadium het hierdie 'n danssaal geraak en tot 'n boks arena waar mense hier binne geboks het. You joke. Ja, ek mense kon gesien hoe lyk dit hier binne, maar hy het regtig as 'n senter van hierdie dorp se entertainment gestaan. En ja, ek sal love om te kyk hoe hy sou binne gelyk het, maar beautiful gebou. Ek love it. Wat dink jy, Karen? Ja, hy het 'n bietjie werk om te doen aan hom, maar vandag is hy coffee shop, 'n roastery. Hulle sê so, ja. So hulle sê van daai wat jy sê, is 'n fixer-upper en hy het potential, sal hulle sê, in die huismark vandag. Potential is a great view. Yes. R17,000 hier 'n maand. It's not for me. Dames en here, dit was nou vinnige feite met Lester en Karen gewees. En dit was die laaste stukkie wat ons vandag van die historiese loop gaan doen. Ons gaan nou gou vinnig ons challenge gaan doen. Ons gaan nou die braaivleise gaan kry en kyk wat ons aan mekaar kan slaan. Yes. Dan gaan ons braai en dan maybe na die tyd gaan ons 'n paar goedjies nog doen. Yes. Ek dink dit is vandag 'n Ek goeie dink plan. ja, dit is 'n goeie plan. Ek sal like om vandag die braai agter die rug te kry, want hier's heelwat wat ons nog wil sien. Ons wil opry by die berg. Ons wil miskien nog 'n wyntjie gaan drink by Okdarak en ek dink dit kan vandag actually na die braai gebeur. Ons wil uitvind of ons daar by Okdarak 'n wyntjie kan drink. So dames en here, kom ons gaan begin die challenge. Karen, jy reg? Het jy R100 reg? Yes, let's do this. Met komplimente
van Absa. My maats. As dames en here, ons is nou hier by die winkelsentrums. Almal is nou reg om hulle geld te spend. Son, as jy reg? As hy, die dames hier agter, almal reg, Tannie reg? Almal is reg. So ons sien julle nou volgende by die braai area, want almal gaan nou in geheim vir ietsie kan koop. Ek wil nie te veel wys en verklap nie, so ek sien julle as ons by die braai kom. My maats. As my maats, Jonas, Ek is reg. is jy ready my vriend? Dames en here, ons het nou deur ons 100 rand se challenge gegaan. Jonas, hoe was daai challenge vir jou? Ek het gesaaf vir ons. Ek weet nie hoe julle dit reg gekry het nie, maar ek het gesaaf vir. Want alles wat ek koop is soos of sien is soos 80, 70 Ja, en dis net die vleis. en ja, ek het regtig gesaaf. Ek was soos julle weet, ons moet 'n vleis en 'n bykosie van Samka ingekry het. Ek kon net een vat of ek kon net daai, maar ons moet albei vat. So ek het gemanage, maar dis moeilik. Dames en here, ek wens julle kon sien hoe loop Sean in die winkel. Ek sien hy is by een punt, dan gaan hy weer terug na 'n ander punt. Dan sien ek die mandjie is leeg, gaan hy weer oorbegin. Net op en af. Maar in elk geval, dames en here, ons is nou hier by ons braaiplek vir die dag. Soos ek gesê het, dit is kykers en familie van ons braai adventure. So ek sê vir julle, vir Ters en vir Lana, baie dankie dat ons vandag hier kan kom braai. Lieflike plek. Karen sit eintlik lekker. Kyk gou haar kamera vrou. Sy was nog nooit so gemaklik geweest by 'n braai adventure op 'n stoel, op 'n lekker sagte stoel. Nou dames en here, voor ons vir elkeen van julle wys wat ons by hierdie challenge gekry het, gaan ons hierdie vuurtjie aansteek, Jonas, soos net ons weet hoe. En as ons dit klaar het, gaan ek elke liewe een van julle op hierdie troon sit dat ons kan sien wat julle vir 100 rand So gekry het. ek kan maar eers gaan lees kyk wat kry julle. So kom ons steek hierdie vuurtjie aan, dan gaan ons aan. My maat. So dames en here, soos julle altyd weet, soos julle weet nou al, it's time for Mr. Rich. Met Rich Wins Firelighters. Jy buig hom soos 'n taco shell soos Kyk hoe altyd. mooi het ek vandag gevat. Almal sê ek leer. Yes, die pers en blou my maat. Ja. Jy's op tema vandag, hè? Ek het net gegryp. Yes, Ek het die hele lekker. bokse boos. Ja. Wel dames en here, Jonas is nou 'n kleurskakering van self. Pille bo. Ja, sy blou lappie is nou op pers getrek van Karen wat dit gecheck het. In elk geval, jy vou hom soos 'n taco shell en dan is dit baie eenvoudig sodra daai cotton ge-expose word, dan vat hy sommer vinnig vlam. En vandag het ons geen wind nie, so dis eintlik lekker maklik om hierdie oudjies aan te steek. Geen verskonings is, want daai het hom gou vinnig daarso. Ek gooi jy. Ek gaan vir die kykers gou vinnig wys hoe lyk hy. Jy sien daarso, die cotton bar het lekker aan die brand geslaan, so hy is nou lekker. Nou moet ek net 'n mooi plek kry want ons het vandag 'n ember maker, so ons moet 'n bietjie balans toon hierso. Skuif gou vinnig haar Jonas, dat ek kom af. That's alright. Ek gaan hom hierso sit op hierdie stuk. Ja, sit hom daar. 'n bietjie inskuif daar in die middel in. En waar's jou ankel my maats? Binne 'n paar minute, maar nog 'n paartjies ingooi. Gooi sommer nog een keer daarin. Ja, hy sal vat. Hy sal vat net so. So ja, dames en here, binne 'n paar minute het jy 'n helse groot vuur en ons kan nie meer dankbaar wees nie en baie dankie aan Mr. Rich, ons waardeer dit verskriklik baie. My maats. As die dames en here, vir die tyd waarvoor julle nou gewag het is, ons gaan nou vir julle wys wat in ons R100 budget gekry het. Nou die reëls was 1 vleis en 'n bykos. Baie moeilike challenge, van ons het baie gesukkel. So ek sal eers gaan om die dansvloer te open. Nou ek het gedink ek gaan vir 'n tema gaan vandag en die tema is dinge op stokke. Daar kom dit nou. Wag. So my eerste stukkie wat ek gekry het, die vleis vir die dag, het ek barbecue skewered wings gekry. Lekker en daar is sommer genoeg dat almal daarvan kan eet, so ek het vir almal provide vandag. So dit is die een. En nou vra julle almal vir my, nou wat het jy gedink aan 'n bykos? Nou kom ek gee vir wat ek eers wou gekry het. Ek wou baie graag rys en appelkoos gekoop het en 'n rys en appelkoos. Dis appelkoos net perske. Ek wil rys en perske gekoop het om 'n rys en perske slaai te maak. Maar die spar het nie klaar gekookte rys en ek kan nie verwag dat Sean vandag rys braai nie. So, toe het ek gedink aan iets wat ek nie dink enigiemand anders gedink aan nie. Ek het gedink aan nagereg. So ek het vir ons gekry marshmallows en Marie biscuits. So ons gaan s'mores eet vandag, dames en here. En ongelukkig het ek nou nie kon ek die stokkies bekostig het om die marshmallows op te sien, so met 'n vurk of 'n ding doen. Maar ja, daar's ons my 3 items. Die totale prys R99.97
sak ingesluit. My maats. So, ons kyk wie's volgende. Ek is Karen met 'n E. Okay. So ek het 'n idee gekry laas jaar al. Toe kry ek vir my gammon steaks. Dis 3 stukke in vir 20 uit en uit, hè. My bakkie beet. My pineapples. En feta kaas. Dit is my bykos. En ek het 'n sakkie gekry. Wat is die totaal daar? Sê die persoon wat 2 goed gekry het. 99.65. Wat so erg met my goed? Okay. Ek het gedink my goed is nice. Okay, I'm going to love it. Okay, ek het 'n garlic roll gekry. My favorite chicken wings. En vir myself pretzels. Wel, Ek kon nie 'n sakkie kry nie. Dit was nie my budget nie. Ek het betaal R99.26. Nice. Okay, ek het rondgeloop verby alles en ek het nie gekry wat ek wil hê want alles is te duur. Maar ek het iets wat niemand het nie. Ek het 'n Coke gekry. Okay. En dan het ek 'n Blue Ribbon. En dan het ek 'n Polony. Shona, Sa katkop. Wat jou totaal, ou? Huh? Hoe sit dit toe? Wat so 80 het gewees. Ja. Okay, oh. Okay, julle nou lekker gelag vir daai joke. Okay, my bykos is aardappelvleis. En dan het ek worsie gekry. En dan het ek 2 varkchoppies. Okay, Shona. Ja, in 'n sakkie. Myne is 99.40. Yo, well done, julle. Dames en here, so ek moet sê dit was nou 'n suksesvolle adventure geweest, 'n suksesvolle try. Ons het almal onder R100 ingekom, so well done. Sommige het sakke, sommige het nie sakke nie. Maak nie saak nie. Kom ons kyk gou wat ons alles hier het. Shonas, jy het 'n baie interessante braai vandag. Hy het hoender, hy het 2 pakke hoender, hy het 'n wors, hy het chops, hy het gammon steak, hy het garlic brood en dan vir ons bykosse het ons beet, feta, pineappel. Ons het aardappelslaai. Ek weet nie of ons die Blue Ribbon moet count nie, maar Sean het nog geld in die budget gehad. So kom ons sê die Blue Ribbon count daarso vandag. Okay, en dan het ons 'n nagereggie ook. En ons het koekies hierso. So ja, overall ek dink jy kan jouself voed vir hierdie hoeveelheid geld wat ons gehad het vandag. Ek het bygekoop ook want ons het mense waarmee ons gaan braai vandag. Het ek vir ons 'n pakkie ribs gekry en ek het 'n steak gekry. Dis heeltemal apart van hierdie adventure. So ja, overall successful guys. Well done my maats. Nou wag ons vir hierdie vuurtjie om lekker aan die gang te kom en dan begin ons hierdie braai amptelik. My maats. Also my maat, so ek sien jy is al besig met 'n ou ribbetjie. Wat is die plan? Ja, gaan nou die ribbetjie net uithaal en gaan kom lekker spice. Lekker, ons gaan 'n bietjie laat staan hier so by hierdie massievelike vuur wat ons hier aan die gang het, hè? Ja, dat is waarom. Ik moet nou vinnig man. Anders gooi ons vir jou ook op die kolle vanaand. Ja, dit is ver. Ek dink so, ek het hom al gegryp, hy was in 'n rak gesit. Hy lyk mooi. Ja, so mooi. Wat is jou plan met die speserye, my vriend? Okay, ek het 'n bietjie van hierdie spice opgooi. Wys dan vir ons wat dit is, ou maat. Ek heb braaisout. ja, so amper so iets. Ja. Okay. Ons net so lekker laagje opsit. En dan gaan ons so nog 'n bietjie braaisout opsit. Lekker. Lekker. En dan gaan ons daar in de secret opsit. Die secret ingredient, die aromata.
Net so. Hy tap hom net so aan die slaap. Dat hy rustig kan raak. En dan omdraai. Dan gaan ons dieselfde mesvoet doen. Lekker. Lekker my vriend. Ja, maar die kolle is warm, ouma. Hierdie foon gaan smelt hierso. Hy is lekker warm. So bietjie van die die twee meng en kry jy so 'n lekker flavortjie. Ja nee, ek glo vir jou my maat. Nou, wees weer 'n bietjie Karen se secret. Ek wil jy nou die seker goeders daar maak, né? Ons gaan as ons nou hierdie ribbetjie afhaal, wat gaan ons met hom eet hou? Ek weet nie, 'n lekker plank. Here we go. Moenie sê jy weet presies wat ons gaan maak. Ons gaan hierdie oudjies vandag aan plankies steaksous doop Ja. en ons gaan proe. Sit hom Ons maar gaan nou in. nog niks opsit, ek gaan hom net so opsit. Ja, dat hy net kan staan en so lank begin hy sy Ja. geur kry. En dan sodra hierdie kolle lekker aan die gang is, dan gaan ons nou lekker braai. Yo, Jonas. Okay, nou moet ek hom Nou moet jy mooi begin. nou in 'n hytjie. Asai. Dis fyn my maat. Hy is 100, hy is klop Disselboom. Okay, maar dis anders. Goeie spice en net bere. Wat dink jy? Ons as kan ons so klein bietjie relax doen ons dit ook. Okay. 100% my maat. So. Ja, wat? Nee, maat, ek hou nou vir jou so dop af in die verte. Is alles alright by die huis? Hey my vriend, ek drink nou al vir maande hierdie vreugdepille. En ek drink vir maande hierdie vreugdepille. Ek het al 12 preskripsies, maar ek voel nog altyd sad. Hierdie ou pilletjies. Hulle wil net geld maak, jy weet. Baie goed daar. Ek hoor dit man. Ek weet wat jou gaan optower vir die dag. Wat sê jy? Plankie, steaksous. Sal dit help? Een druppeltjie van daai ding en jy's 'n nuwe mens. Kyk hoe happy is ek. Moet ek maar probeer. Skiet hom in jou man. Jy's 'n nuwe mens. Yes, like het geluk soos hierdie het ek nog nooit beleef nie. Jonas! Baie dankie my vriend. Dit is maar 'n nuwe sak op die lewe. Man is al sop nat gesweet, joh. So ja, ek dink ons moet met die plankie nou. En dan ja, dan spesery ons gou die ander oudjies. Ja. Ek kan ook maar net vir ons sê wat se spesery jy beplan is en dan kan ons dit opsit. Braai en dan ja, ons het nog 'n paar dingetjies te doen na hierdie braai vandag, maat. Ja, nou op die berg op. Berg op en dan wil ons miskien die dag eindig met 'n ou wyntjie. Ja, As hulle oop is. Altyd. Sy my vriend. Lekker. En maar daai ribbetjies ook amper ons gou die marinade gooi. En dan Antenne ons hom nou. tap ons hom in die maag.
dames en here, dis nou weer tyd. Dis alweer sulke tyd. Dis tyd vir plankie steak sous, my maat. Dames en here, jy het al gesien hoe doen ons talle dinge met plankie steak sous en soos altyd sê, hy is nie net lekker met steak nie, maar ons het 'n steak en dan het ons ook die rib wat ons vandag gaan eet daarmee. Maar Shona, sny gou vandag die steakie uit, proe ons gou vandag hoe proe die meneer. Is jy reg vir hom? Ek is reg, maar ek gaan nou stuk, ek kry te warm. Dis reg my vriend. Ja, arme Shona, jy staan hier voor die vuur, is 'n battle my maat. Ja, is lekker man. As hy sny weer lekker dun vir ons. Ja, is reg. Hy is perfect my vriend. Net op die regte tyd afgehaal. Lekker. My mond kwyl nou eintlik hier so Shona's besig is om te sny. Ek kyk eintlik diep in die hart van hierdie steak my vriend. Water in maag. Jo. Nee, dit lyk heerlik. Wel dames en here, soos ek altyd sê, ek sê dit altyd, dit is al so 'n rympie wat ek ingewerk het. Hierdie is salad dressing vir steak, maar hy is nie net salad dressing vir steak, hy is salad dressing vir enige vleis. Hy is lekker met alles. Shona's, sê vir my van die paar goeders wat jy al gemaak het met plankie steak sous, wat jy gelike het die meeste? Ag, obviously is hy mos maar op die steakie lekkerste, maar ek het hom al op pasta gehad. Ribs, chicken wings, ek het hom op alles getry. Pizza. Ja, pizza het ek hom al gehad. Dames en here, plankie steak op 'n pizza. Het wel Ek gedoen. dink dit sal nogal slat ou vriend. Maar steak is die ultimate. Hy is die koning met Ja, hy steak, het né? sy naam daar. Hy is plankie steak sous. Lekker, Shona's, ek kan nie wag om dit te proe nie. Sny daai ouetjie af wat ons 'n mooi lekker kat kan kry. Ek sal maar hier vir my so lank 'n bietjie roof. Sien, hy is lekker, maar hy kort iets. Ja, so lank, ek kom liewer se wag as vir jou. Ja, ek is alweer voorbarig vandag, hè, Shona's? Ek loer vir jou hierdie oog. As hy Shona's, jy het nou weer 'n meesterstuk van 'n snywerk hier gedoen. Ja, Waarheen verdwyn jy nou weer? 'n bietjie sout kry. En die man is alweer terug met die sout. Ja, dis 'n bietjie sout. Net so 'n sprinkeltjie gooi. Ja. Lieflik. Al Shona's, moment of truth my maat. Goeie. Kyk al vir jou 'n stukkie uit. Ek vat gou die ouetjie so, hy lyk vir my met 'n lekker vetjie. Kyk daar dames en here, hoe heerlik lyk daai stukkie steak. Kan jy dit nou oorvertel? Shona's, gee jy weer jou stukkie? Ek het altyd een. Spyt hom my maat, jy is al die meester daarmee. Lekker, sit hom maar op. Cheers my vriend. As hy, Cheers. kom ons eet hom. Hy raak net lekkerder. Elke keer word dit net beter en beter, dames en here. Dit is nou so lekker. Kom kry vir jou ook so 'n stukkie steakie so met plankie steak sous. Kom draai hom uit. Wat is dit? Hier is vir jou 'n stukkie. Doop hom aan. Just, Sean, as hy. Nee, dit is hoe hy moet wees. My Net bek so. het dik wees. Wat sê jy man? Uit die boek uit. Ja, as hy uit die boeke uit, dames en here, daar het jy dit nou gehoor. Soos julle almal weet, die inligting is nog heel baie langs my gewees. Julle kan kontak, julle kan die webwerf besoek. Bestel julle sin want weer eens vandag het ons plankie steak sous in die dorpie gesien. So hulle is al oral so man. Ja, hulle berei nou lekker uit. Hulle vat nou oor. So ons het nou hierdie ouetjies, ons gaan nou 'n bietjie van hulle pesel en dan Shona's, gaan ons daai 'n bietjie gou van Ja, dan gaan ons gou 'n paar bietjies sny. Wat sê mense van die mense? My maat. As dit dames en here, so nou gaan ons die volgende ding met die plankie steak probeer en as jy 'n bietjie Shona's sny met ons sien wat gaan aan. Soos ek julle altyd sê, plankie steak sous, 'n garlic en asyn smaakie, so jy kan net dink hoe lekker dit op steak is. Hy komplementeer en regtig lekker die vleis. Met die inkom. Dis reg om maat, dis Op die reg. kraak, also. As hy, so het ons nou 'n pragtige stukkie rib hierso. Jy sê dis 'n lamsribbietjie Shona's? Ja, wel. Hy lyk so. Varkribbetjie is mos bene baie dikker op, dis 'n brandsek. Vark of iets. Ek het my uitgegryp, wat gesê ribs, toe gryp ek. Jy weet wat om te doen my vriend, doop hom. Eet hom. As hy nou het ons net mooi. Ja, it does not disappoint, hè? Nee, dis vrek lekker, dames en here. Gewoon behalwe die rib wat vrek lekker is, die plankie komplementeer hom so nice. So raai julle dames en here, dit werk met enige vleis. So gaan kry jou nou vandag, plankie steak sous, website is daarso, doen jou ding. My maat.
As hy Jonas, jy het nou omtrent hard gewerk, ou vriend. Het was warm, maar was die moeite werd. Sean, ek het nog nooit jou oë so bloedrooi gesien voor die vuur nie. Geloof ek gerook. Jy het gekook vandag, daai oë van jou is al medium rare. Wel dames en here, ons het hier so 'n lekker spread. Almal het nou hulle R100 goedjies bymekaar gegooi. Ons het hoender van Afrika, hierso is chicken wings for days, hier's rib, hier's ek weet jy varkchoppies? Ja, varkchoppies en dan so daai gammon. Gammon en ons nog 'n lekker broodjie wat ons ook gekry het. En 'n wors. En ons wors, nee wat, hè? En ons polone. Ja, maar die polony het ons nog nooit gebraai nie man. Wel dames en here, ek dink ons gaan gou vinnig vir ons ietsie vlugtig skep met om te proe. Jonas, gryp gou vir jou uit ietsie vinnig en dan kan ons almal rustig eet. Ek dink ons gryp een van die oudjies. Ja. Jonas, jy gryp sommer die hele ding aan mater. Ek moet lekker varkchop. So reg, ek gaan sommer die oudjie nou happie vat van. En as ek nou hierdie in 'n klas, dan gaan ons almal nou skep rustig eet, hè? Ja, ek moet net so 'n bietjie van hierdie Ja, natuurlik my vriend. lekker goed. As hy cheers hom mater. Lekker eet ou vriend. Ja, ek kan. Ek wil net. Sean van 'n brostande. Hoe sê? Die een tand is net op genade dan. Hey, so ons bid maar vir hom dat hy inbly. Ja. Jonas, jy het heerlik gebraai my vriend. Dis baie lekker. Suksesvolle braai. Suksesvolle challenge. Hæ? Was lekker, het was 'n challenge. Ek het net so 'n bietjie ook gevat, maar het was lekker. Nee, dit was kwaai. En wees so man. 100%. Laat vir ons weet in die comments wat se challenge dink julle moet ons volgende doen. Ek het al gesien die mense doen daai wat hulle eet net een kleur kos vir die dag. Nou, dis bietjie moeilik met ons en ons braai. En miskien kan ons iets soos dit. So as julle 'n idee het vir 'n challenge, laat vir ons weet. Ons doen dit gerus. Ek dink ons almal gaan nou gewoon om die tafel skep, rustig eet. En dames en here, vir die eerste keer in 'n lang tyd is dit nie die einde van die braai adventure na ons klaar geëet het. Ons nog 'n trip of twee wat ons wil doen. Definitief berg op. En dan die tweede een ons gaan kyk of die wynplek nog oop is by die tyd As dat ons aan die ene wat ons gaan toets, nie Ja? die een wat ons sou gegaan het nie, so hy gaan dalk oop wees. Okay. Wel great stuff. So kom ons eet gou eers daai hoender nou. Kom ons eet gou vandag en dan gaan ons aan met die dag. Wat sê men Jonas? My maat. Dames en here, ons is nou klaar met hierdie area. Jonas, Gaan nou hierdie katkoppie daar bo op die berg gaan eet. my maat, jy moet dit doen nou. Vat vir jou 2 snye en dan wil ek hierdie ding net so op die brood sit. Jy moet dit doen. Jy het nou vir die kykers gesê. Dit wou ek kan jy eers nog 'n stukkie plek hê. Net so my maat. Wel dames en here, ons is nou klaar met hierdie deel. Soos ek sê, ons is nog nie klaar met die adventure. Ons gaan by daai berg op gaan. Blykbaar is dit baie mooi daarso. Hulle almal sê so. Hulle sê dis 'n hele ander wêreld as jy by daai berg op gaan. So ons gaan beslis dit nou gaan doen. Ek wil net baie dankie sê aan oom Ters en tannie Lana dat hulle vir ons vandag gehuisves het en gemaklik gemaak het. Dit was een van die gemakliker braai Ja, dit adventures. was baie gesellig en lekker en heartwarming en al daai goed. Net so, Dit was my baie man. lekker gewees. Net so en dit was lekker kamfie om net terug te sit vandag. Arme Sean het vandag uitgeteer. Nee, dit is ek kan maar sweet en ek kan maar nat wees. Dis Maar deel van altyd lekker om te braai. my maat. Wel dames en here, dan pak ons gou vinnig ons goedjies op en sien hoe julle op pad na die berg toe. My maat. Jonas,
Wat 'n lieflike pad was dit nou nie gewees, ja? Ja, die opgaan was alright. Ons gaan nou kyk hoe die Die afgaan. afgaan, nee, gaan lê op die brug. Wel, dis baie mooi. Ons gasheer vandag het gesê ons moet beslis 'n draai kom maak en ek kan sien hoekom. Kyk net hoe mooi is hierdie view. Pragtige view. Dames en here, ek sal so 'n klein bietjie van hierdie view vir julle overlay op die einde van die video om te kyk so net voor die bloopertjies kom. Dit is regtig beautiful. Dis een van daai dinge wat jou weer laat besef hoe groot is jy in die wêreld, hè? Die wêreld is groot. Die wêreld is groot en ons kom. Hulle sê jy kan die klein Tafelberg van hier af sien. Ek dink 'n mens kan Ek dink is dit hier. daar agter die berg, ja. Ek gaan nou 'n bietjie die vir julle wys, né? Maar Jonas, boonbehalwe dit, wat 'n lieflike dag was dit vandag gewees. Baie lekker gewees. Hæ? Ek het die braai gedeelte baie Ja, geniet. natuurlik het jy. Jy is die braai man. Ja. Ja, so dames en here, ek wil vir julle sê dat die dorpie van Piketberg het vandag vir ons meer gegee as enige iets anders. Dit is 'n baie mooi dorpie. En weet jy wat, ons het nog nie eens die hele dorpie regtig ge-explore nie. Waar toe? Daartoe baie van dit was toe gewees vandag. Ek hoor nou ons kan nie 'n wyntjie drink nie want die wynplek maak nou toe. So ons gaan by die huis ietsie drink. Ek sal dit ook vir julle wys. Maar ja, dit was 'n lieflike plek. Lekker gebraai, lekker mense ontmoet. Dit was net 'n cool dag gewees vandag. Ja, en ons maar net weer eens dankie sê vir om te herstel. Yes, baie dankie. Reisvisit en ons sponsor vir die dag. Hey, laat Ook baie dankie want ek vir die eerste keer het ek dit weer heerlik geniet. There we go. So dames en here, daar het Sean vir my sommer vir my gesê baie dankie in die borg van hierdie video. Plankie, steak, sous my maat. Ek sê altyd vir julle, level 1 is net sout en peper. Level 2, maybe 'n bietjie garlic en jy gooi miskien 'n suurlemoentjie. Level 490 is plankie steak sous. Dit level jou goed op na die volgende vlak toe. My taste buds was nog nooit so happy. Jy sien dit cure even depression. Nou, ek het hom op alles gegooi vandag en dit was lekker. Even op my seer hart het jy dit gegooi vandag en dit ook gewerk. En jy was happy. En ek is nou nog happy daarvan. So dames en here, doen julle self 'n guns, gaan kry vir julle plankie steak sous. Dit is die moeite werd. En ja, ek wil net sê wat 'n lieflike dag. Dankie dat julle ons weer eens gejoin het op nog 'n braai adventure. Dit is altyd ongelooflik om julle saam met ons op hierdie avonture te vat. Ons is ewiglik dankbaar vir ons fans. Dit is regtig, dit is so lekker om 'n gemeenskap te hê van mense wat ons goed geniet. Ek geniet dit self. There we go. Ons Ek weet nou nie wat verder om te sê. Nee. Ek wil boer kom. maar moenie worry nie. Want ek gaan vir jou sê wat jy nou volgende moet sê, Jonas. Is tyd vir jou favourite rympie. We'll see you at the next braai adventure. My maat. Bly net aan. Ons gaan nou gou vinnig. Ons gaan nou ry, gaan op julle 'n paar shots vat en wat julle kan kyk net voor die b-roll voor die outro kom en dan gaan ons ietsie drink, maar die video is verby. Gooi daar 'n kombersie asseblief. Ja, sien julle weer by maat. Vandag. Wat 'n shot. Was dit nodig? Iemand het my ook gegooi. Ek het jy hoor die prime minister is in hierdie dorp. Nee, Dis Desmond. Want alles in die dorp vandag is toe.